Die magtige hasie. Hasie is een van die slimste diere in die bos. Maar het julle ook geweet dat hy een van die sterkstes is? Sterk genoeg om teen olifante wil tou trek. Dit het lang gelede gebeur. Ek is miskien klein, maar ek is net so sterk soos jy, spog hy. Olifant lag maar net en steek sy slurp weer in die water om homself nat te spuit. As ek môre 'n tou saambring, sê Hasie, kan ons teen mekaar tou trek? Gaan haal gerus jou tou, sê olifant, wat niks daarvan glo nie. Maar voor Hasie die tou gaan haal, moet hy met nog iemand gesels. Seekoei wy teen die hange van die berg, soos seekoeie daardie dae gemaak het. Pas op waar jy gaan sit, sê sy toe sy Hasie sien. Ek kan dalk per ongeluk op jou trap. Doe maar, lag Hasie. Ek is miskien klein, maar ek is baie sterk. As jy wil, sal ek dit bewys deur teen jou tou te trek. Seekoei gaap lui. Ek wil jou nie graag seermaak nie, maar as jy werklik wil... Die volgende dag kom Hasie terug. Hy dra 'n lang, dik tou. Olifant staan al en wag. Hasie gee vir hom een end van die tou en olifant draai dit om sy dik grys slurp. Loop nou agteruit, sê Hasie. En wanneer die tou styf span, kan ons begin trek. Olifant stap agteruit deur die bosse. Net toe Seekoei daar aankom. Hasie gee vir Seekoei die ander punt van die tou. My punt is daar oorkant tussen die bosse, sê hy. Stap agteruit en as die tou styf span, kan ons begin trek. Hasie wikkel die tou om Seekoei se tamaai voortande. Toe maak Seekoei haar bek toe en begin agteruit stap. Aan sy kant van die tou trek olifant baie versigtig, want hy wil Hasie nie seermaak nie. Seekoei trek baie versigtig aan haar punt van die tou, want sy wil Hasie nie seermaak nie. Die tou span styf. Griet, dink olifant, wie's nog gedink het die knaapie is so sterk? En hy trek harder. Wie sou gedink het Hasie kan so goed by daardie klein voetjies van hom vasdrap? Dink Seekoei. En sy trek 'n bietjie harder. Hoe nou? Die haas trek my byna om, roep olifant uit. Ek sal moet trek. Hoe nou? Hy het my byna omgetrek. Ek sal my moet weer. Toe trek olifant harder en Seekoei trek nog harder. Olifant trek nog harder en Seekoei trek nog harder. Hulle hyg en hulle steun en hulle blaas, maar geen een trek die ander om nie. 3 dae lank duur die groot toutrek voort. Olifant se pote is vas in die aarde geplant. Seekoei se pote is vas in die aarde geplant. In die begin is dit vir Hasie groot pret, maar na 3 dae verveel die storie hom. Op 'n plek waar geen een van die diere hom kan sien nie, knaag hy die tou middeldeur. Twang! Die laaste vesels van die tou breek. Olifant vlieg agteruit en beland in 'n doringbos wat hom pynlik seer steek. Seekoei trek agteruit en land squish in die modderige vlakwater van die rivier. Die woud was nooit weer dieselfde nie. Van daardie dag af kan 'n mens olifant bome sien ontwortel op soek na die magtige Hasie wat sy trots en sy sitvlak in die doringbos gewond het. Seekoei weer kruip die hele dag in die rivier weg en blaas belle. Van die dag van die toutrek af weier sy om voor donker uit te kom. Net nou loop ek die magtige haas raak, verduidelik sy.